Ek gaan vir ons vanoggend 'n baie bekende gedeelte uit die skrif lees, naamlik in Johannes 6 vanaf vers 1 tot 15. Dit gaan oor die vermeerdering van die brode. En ek glo nie daar's een van ons wat hierso sit vanoggend wat nie baie bekend is met hierdie verhaal nie. Die probleem egter waarmee ons sit met verhale wat ons so gereeld lees en wat ons so goed ken, is dat ons eintlik nie meer ag slaan op dit wat daar werklik hierin staan nie. En dan die volgende ding is, my vraag is, glo ons regtig waar wat hierdie verhaal vir ons wil sê? En in hierdie geval gaan dit eintlik maar oor God se voorsiening. En dit is waaroor hierdie verhaal gaan. En ja, my vraag vanoggend aan jou is, glo jy dat God vir jou kan voorsien? Maar kom ons lees dan daarvan af vers 1 in Johannes 6. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees vir die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waar vandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle nie, sodat elkeen van hulle 'n stukkie brood kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit, en daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as wat hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hy maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Baie bekende verhaal. Dit is vir my baie interessant, dit wat vanoggend gebeur het. Uit dit wat ek gaan deel. Hier is 'n geweldige hoeveelheid mense wat Jesus volg. En nou is hulle op 'n plek net buite 'n dorp. En hulle luister die hele dag na hom. En hy maak siekes gesond en hy dryf sulke duiwels uit. En al daai tipe van goeders wat Jesus altyd gedoen het. En dit raak toe 'n bietjie middag. Kan sien die mense is honger. Daar was nou seker nie 'n span wat catering gedoen het nie. Mense is dors, mense is honger. Jesus vra vir Filippus, hoor hierso, wat gaan ons met hierdie mense maak? Want ek kan sien, hulle is dors en honger. Wat gaan ons met hulle maak? Vra dit vir sy disippels. Ok, so ek wil nou ook vir Jesus se disippels vanoggend wat hier is vra. Uit jou verwysingsraamwerk, wat gaan jy vir Jesus sê? Disipel van die Here? Disipel? Wat gaan jy vir Jesus sê? Ek meen, dit is logies. Stuur hulle weg. Stuur hulle weg. As jy die verhaal lees, ek het hom in al 4 die evangelies gaan lees. Daar's hier en daar ietsiekie wat ekstra bykom. Stuur hulle weg. Filippus sê vir Jesus, ek dink Filippus het dalk 'n MBA gehad. Ek dink dit is wat hy gehad het. Hy sê vir Jesus, ons moet kos vir hierdie mense koop. Dan sê hy sê dit sal, daai tyd het hy 'n paar van 200 pennings. Hy sê hulle sal 200 dae se salaris moet kry om vir hierdie 25,000 mense te kan kos gee. Hy sê 200 pennings sal dit nie eers doen nie. So, ek het 'n briljante idee. Stuur hulle asseblief na die dorp toe. Net hier naby, is 'n kafee, net hier naby 'n Spar, Pick n Pay, wat ook al, stuur hulle soontoe. Wat sê Jesus? Ons het mos nog gelees. Jesus sê, laat hulle sit. Maar hy het nie gesê net laat hulle sit nie. Hy
Hy sê, laat hulle sit op die gras. As ek hoor van gras, dan dink ek aan Psalm 23. Hy sê, laat hulle sit op die groen gras en gee hulle kos. Jesus kyk na dieselfde probleem as wat die disippels na gekyk het, uit 'n ander perspektief. Omdat ons die verhaal ken, beleef Jesus totaal iets anderster as die disippels. Kom, ek gaan een stap verder. Die 25.000 mense beleef twee verskillende goed. Hulle kon twee verskillende goed beleef het. Die een is, gaan dorp toe en gaan koop vir jouself kos. Dis die een belewenis wat daar kon gewees het. Die belewenis wat hulle egter beleef het, was 'n belewenis van wonderwerke. Nou ek en jy as disipel van die Here vra vir my en vir jou vanoggend, wat wil jy hê met die mense beleef, wat met jou in aanraking kom? Wat wil jy hê met hulle beleef? En ek en jy het die keuse om te maak. Jy sien, Jesus se hart is dat niemand van hom af sal weggaan slegter as wat hy by hom aangekom het nie. Jesus wil nie hê dat iemand van hom af sal weggaan slegter as wat hy by hom aangekom het nie. Dis Vadersdag vandag. Dis vir my hartseer dat die wêreld daar buite, binne die konteks van vaderskap, net die slegte goed kan opnoem. En ek veralgemeen nou baie. Maar ek dink dis tyd dat ons as vaders op 'n plek sal kom, waar mense ons sal onthou, ons vrou, ons kinders, vir die goeie wat ons gedoen het. En laat die goeie, die foute wat ons gemaak het, en ons almal maak foute, in so 'n mate sal oorskadu, dat die goeie, die foute, totaal sal uitwis. Dis my en jou keuse. So Jesus is op 'n plek waar hy nie wil hê dat iemand slegter van hom af weggaan as wat hy by hom aangekom het nie. Jesus is op 'n plek, nou kan ons saam gesels. As 'n ou honger aankom, dan wil Jesus sê, 'n ou hoed, hy moet sommer dik weggaan. Gevoed. As hy siek is by hom, gesond. Dors, hy moet met water weggegaan het. Verlore, gered, gevind, nog een. Dood, lewendig. Lam, spring lewendig. Stem my saam. Dis wat Jesus wil hê. Nou sê Jesus 'n baie interessante woord vir my en vir jou. Hy bid tot die Vader. Hy sê vir die Vader, soos U my gestuur het, stuur ek hulle. Soos U my gestuur het, stuur ek hulle. Is daar van die hulle vanoggend hier in die gemeente? Is daar van die hulle hierso? As ek net kan sien met 'n hand opsteek. Kom gemeente, lig almal julle hande. Julle almal is hulle. Julle almal is hulle. 2 hande. Want julle wat hierso sit en hierdie ou ingesluit, as jy Jesus Christus as saligmaker aangeneem het, jy's kind van God, die Here sê, God die Vader sê, soos wat ek Jesus my seun gestuur het, stuur ek ook vir jou, jy's ook my seun. En dit is wat ek in gedagte het vir jou, met almal, met wie jy in aanraking kom. Okay, Egbert, hoeveel van die goeders doen jy? As jy lank genoeg in die gemeente is, dan sê jy weet, die boodskap wat jy hiervoor kry, is eintlik wat ek vir myself preek. Ek preek nie vir julle nie. Ek laat julle net beter voel. Want ek sukkel ook met die goeders, né? Goed. So, en die rede hoekom God dit wil hê, is dat hy wil graag hê dat dit wat aan jou gedoen word, dat jy dit aan ander sal gaan doen. Hoe God vir jou deurkom, en hoe jy God beleef en dit sien, so wil hy ook jou gebruik om deur te kom vir ander.
Dit is wat sy wens is. So, Filippus sê, we don't have the bucks. Sy het nie die geld nie. Nou wat ek in die lewe al agtergekom het, is dat, en ek wil dit hierso skryf, baie van ons is op 'n plek, behoefte, ek en jy het 'n behoefte, maar ons finansies kan nie daai behoefte accomplish nie. Daar's goeder vir my in jou lewe, waar geld ons nie kan help om uit te kom by dit wat ons graag wil hê, dit wat ons begeer, dit wat ons nodig het nie. Die goed kom nie by mekaar uit nie. Die kloukie kom nie by die oor uit nie. Jesus het die antwoord by Filippus gekry. Filippus sê, stuur hulle weg. Maar Jesus sê, nee, wag, wow, dis nie die antwoord wat ek wil hê nie. Kom ek hoor wat sê die ander disippels. Die kom Andreas. Ek kleer die prentjie bietjie in. Die van julle wat my pa ken, hy kleer prentjies baie in. En hierdie gelykenisse, ek leef my daarin. En ek kleer hom in. En ek maak hom op my van toepassing. Ek dink bietjie oor hom. Ek maak 'n lekker storie oor hom. Dis wat my so profound was van Sion, die berg Sion. Dit is wat Sion beteken. Die uitverkorenes van God, dat hy nou hier afgekom het. Andreas sê, hier's 'n laitie wat hier rondloop. Ons weet nie wie se kind is dit nie. Ons ken nie sy naam nie, maar hy het 'n kosblik. Jesus sê vir Andreas, nou wat wil jy vir my sê? Hy sê, wel, hy dan kos vir homself. Jesus sê, man, gaan kyk net 'n bietjie wat is in sy kosblik. Andreas gaan na die laitie toe, hy sê vir hom, hoor hierso boet, wat is in hierdie kosblik van jou? Hy sê, oom, 2 sardiens en 2 en 5 broodjies. Nou, die broodjies van daai tyd was nou nie hierdie lekker Sparorama hamburger broodjies, daai waar hulle die Dagwood opmaak nie. Julle weet ons hoe's daai ding. Dagwood, julle ken hom. Patty, mayonnaise, tomatiesous, blaarslaai, komkommer, nog 'n patty. Ons het die agurte vergeet. Hierdie goeders val af, so kom smeer hom nog sweet chili, nog mosterd, net om die goed by mekaar te hou. Dit is nie 5 sukkes nie. Sulke plat, ongesuurde goedjies. Kom ons noem dit 5 Provitas. Ons ken Provitas. Nee. En 2 sardien. Jy sê jy's 'n seentjie met dit. Jy sien, daar's sekere situasies in die lewe, soos wat ek gesê het, waar geld nie sal voorsien nie. En al wat kan voorsien in daai situasie, is God se woord en geloof. Want God se woord en geloof werk nie op dit wat hy kan sien nie. God se geloof en God se woord fokus op die bron van alle dinge. En dis God homself. Goed, Andreas sê, hierdie seentjie is daar. En die seentjie vra vir Andreas, hy sê, oom, hoekom wil oom kyk wat se kos het ek, hier in hierdie blik van my? Hy sê, man, sê jy daai oom wat daar staan? Jesus. Hy sê, okay, Jesus. Hoekom het hy so wit rok aan? Hoekom is sy baard so lank? Hoekom is sy oë so of dit? Hy vra vir hom, wie is hierdie ou? Hy sê, nee man, hierdie oom het gevra, hierdie mense is honger, en ons moet nou vir hulle kos gee, en die seentjie sê, maar ek sal my kos bring. Hy sê, ek sal my kos gee. En Andreas kyk na die kos so, die 2 sardiens, kyk na die sardiens, en die 5 platbroodjies. Hy sê vir die seentjie, nee, moenie worry nie. Jy sien, Andreas het dit wat die seentjie gehad het, geminag. Maar Jesus het dit nie geminag nie. Jesus het dit geag. Vir Andreas was dit te min. Vir Jesus was dit oorvloed. Want hy het geweet
wat sy pa uit niks gemaak het nie. Sy pa was 'n dagdromer en 'n nagdromer. Hy het gedroom van visse. Toe sê hy, laat daar visse wees, toe is daar visse. Hy het gedroom van 'n aarde, toe bring hy die aarde tot stand. Hy het gedroom van mense, toe spreek hy. Alles wat hy gedroom het, het hy gepraat, en toe woeps, toe sit daar. Sy pa het uit niks geskep nie. Hier is 2 sardiens en 5 broodjies. Wauw, wat 'n bonus. Ek meen, dit kan tog nou nie so moeilike wonderwerk wees nie. Jy sien, ons sintuie kan nie produseer wat ons geloof kan produseer nie. En ons omstandighede kan nooit God se vermoë bepaal nie. Nooit, ek en jy moet dit weet. En as gevolg van die moeilikheid waarin ons onsself bevind, en as gevolg van die moeilikheid waarin die wêreld homself bevind, en as gevolg van die uitdagings wat voor my en jou staan, vra ons baie keer vir ons die vraag af, waar is God? Waar is God? Stem met my saam. Waar is God? Die Engelse het 'n baie mooi antwoord hierop. Nowhere, is dit reg? Ons sê, weet jy wat, jou chom sê vir jou, hy my pel, hy's nowhere. En ons lees nowhere. En ek wil hê jy met jou inslag net so 'n bietjie verander. Jou persepsie net so 'n bietjie verander. Die Here sê, I'm now here. I'm now here. Jy dink dis nowhere. Hy sê, I'm now here. In hoeveel situasies was ek en jy al gewees waar ons gesê het, God is nowhere. En ons vergeet, he's now here. Andreas sê toe vir die seentjie, jong, glo nie ek kan het gebruik nie. Die seentjie sê, nee, wag, ek gaan dit vir hom gee. Kan ek na die oom toe gaan? Hy sê, ja, gaan na die oom toe. En hier gaan die seentjie na die oom toe, gaan na Jesus toe, en hy gaan sê vir Jesus, ek sien daai kind, hierdie kosblikkie. Hy sê, oom kan my kos vat, en dit vir die mense gee. Hy sê, oom kan my kos vat, en dit vir die mense gee. En Jesus neem dit. Hy slaan sy oë op na die hemel, en hy dank God vir die kos. En hy gee dit aan sy disippels, om dit uit te deel. Andreas het gesê, wat kan 'n mens met so 'n bietjie maak? Jesus het gesê, what a bargain. Vir my pa is dit maklik. Hy het nou iets om uit te skep. Jy sien, dis nie wat jy het nie. Baie keer in die lewe nie. Maar dis wat jy Jesus gee. Dis wat jy in Jesus se hand sit, om mee te werk, wat die wonderwerk bring. Ons is baie keer op 'n plek in ons lewe, waar ons sê, weet jy wat, ek het niks om hom te gee nie. Hier's 25,000 mense, ek het niks om hom te gee nie. Luister hierso, jy het 2 sardiens en 5 provitas. Maar omdat ons hom nie ken nie, wil ons nie dit vir hom gee nie. Die probleem waarmee ons sit, is dat ek en jy moet dit in die hande van Jesus sit. Vir die seentjie, om die kos in Jesus se hande te kon gesit het, moes die seentjie nader aan Jesus kom. En ek en jy moet op 'n plek kom in ons lewe, waar ons nader aan Jesus kom, sodat ons die niks, die bietjie, wat ons het, in sy hand kan sit, sodat God die Vader die wonderwerk kan doen. Dit wat jy minag, ag God. Dit wat jy as onbruikbaar sien God as bruikbaar. Die grootste probleem waarmee ons sit, is ons sien onsself as onbruikbaar. En die Here sê, kom net nader hier na my toe, en sit jou lewe in my hand, dan wys ek jou, what I can do with nothing. I'll plunder hell and populate heaven. Want soos die Vader Jesus gestuur het, so stuur hy vir my en vir jou. Nou wonder ek, 12 disippels, 25,000 mense. Wie het vir ons 'n optelmasjienkie gehou hierso?
Vat 25.000 en deel dit deur 12. Net meer as 2000. Right, nou wil ek vir jou die volgende vraag vra. Ek gee vir jou brood, en jy moet nou aan 2000 mense brood en vis uitdeel, wat honger en dors is. Hoe lank gaan dit vat? By die tyd wat jy by nommer 1000 kom, is daar 1000 dood. So, volgens my het dit nie so gewerk nie. Volgens my het hierdie ding, want ek sit nou en dink oor hierdie ding, hoe het hierdie ding homself uitgespeel? Hoe het dit gebeur? Sit hulle in groepe van 50 en 100. Jesus vat die brood, hy breek dit, en hy gee dit vir sy disipel. Ok, vat 2000 en deel dit deur 50. Dis 40, is 40. Hoe lang gaan dit jou vat om brood aan 40 mense uit te deel? Tjoef. Net so. 10 minute. Dan jou 40 almal brood. Hulle sit in groepe van 50. Alright, hier is 'n groep van 50. So, Jesus gee vir my die brood. Dit is hoe ek die ding sien. Hy gee vir my die brood, my hand is vol brood. Ek kom by hierdie groep, want ek is verantwoordelik vir hierdie groep. Ek breek die brood en ek gee dit vir haar. Wat gebeur toe? En toe dit by haar kom, is dit klaar. Dit kom nie minder nie. So, hierdie 25.000 mense kon binne 10 minute, 15 minute, halfuur, almal kos gekry het. Die geheim was, die brood moes gebreek geword het. Is julle by? Die brood moes gebreek geword het. En elke slag wanneer die brood gebreek is my helfte nou weg. Nee, die oomblik toe ek my helfte weggee, toe vermeerder die helfte na die oorspronklike plek toe. Ok, so hier is die groep van 50, hier deur die lyne, en hy kom hier so by jou. Wat is jou naam? Rolf. Ok, wat het jy toe gedoen? Ja, is die laaste groep. Ok, so hy het die laaste brood gekry. Wat het hy toe gedoen? Ja, dit is wat opgetel is, dis die krummels. Ekskuus? Het hy alles geëet? Wat moes hy gedoen het? Hier is 'n beginsel wat God ons wil leer hierso. Hoekom het die brood opgehou vermeerder? Want die laaste ou was nie bereid om dit verder te breek nie. Hy het alles vir homself gehou, en toe vermeerder die brood nie meer nie. Hierdie verhaal is die enigste verhaal in die Bybel wat in al 4 die evangelies voorkom. Die vermeerdering van die brood. Hy moes in geloof dit gebreek het. As die brood daai tyd vermeerder het, en daar's aangehou tot by vandag toe om die brood aan te stuur, en die brood te breek, sou die brood tot vandag toe vermeerder het. Die rede hoekom die brood opgehou vermeerder het, is as gevolg van sy selfsugtigheid. He was selfish. Hoor julle wat ek vir julle sê? Die enigste rede hoekom hy nie die brood verder gebreek het nie, hy was bang, sy brood is te min. Hy was bang, sy brood is te min. Ons probleem waarmee ons baie keer sit in die lewe, en selfsug word gebore uit vrees dat ek nie genoeg sal hê nie. Daarom kan ek dit nie deel nie. En die rede hoekom ek dit nie kan deel nie, is my eie voorsiener. En ek hoef nie afhanklik te wees van God nie. Ek hoef nie in hom te glo nie. Ek hoef hom nie te vertrou nie. Die enkele ding wat die grootste impak op my en jou as Christen het, is vrees. Vrees. Hier sit Kobus, jammer ek gebruik as 'n voorbeeld. Ek wil vir jou vra, of jy, as jy hier uitstap, net iemand sal soek vir wie jy 1 miljoen kan gee. Kan jy? Hy kan nie. Hy kan nie. Kobus kan nie vir 1 miljoen gee nie. Maar die Here verwag nie van hom 1 miljoen te gee nie. Die Here verwag van hom om 2 visse en 5 broodjies te gee. God het nie sandbuik gesoek nie. God het 'n seentjie gesoek met 2 visse en 5 brode
'n miljoen is te veel, want dan kry God nie die eer nie. Jesus werk juis op dit wat ek en jy nie van genoeg waarde ag nie. Kan jy R50 gee? Hy kan. So hy gaan R50 gee. En omdat hy in geloof loop, en hier is ons probleem, ons westerlinge wandel nie meer in geloof nie. En wanneer hy in geloof loop, sê die Here, ek is geen mens dat ek sal lieg nie. Dit wat jy saai, sal jy maai. Ons kan nie altyd net kyk in die konteks van finansies nie. Want daar's baie van julle wat hierso sit, wat duisende rande elke maand iewester gee vir 'n hospitaal, 'n dokter, 'n kliniek, 'n ding. Jy kan gesondheid nie meet met geld nie. Maar nou, kom ons meet dit vanoggend in die konteks van geld. Nou gee Kobus die 50. Hy verkoop anti-dorings. Dat jy nie papwiele kry nie. Nou ewe skielik kry hy 3 ouens wat hierdie maand ombel en sê, hoor hierso, ons soek van daai goeders wat keer dat die wiele pap word. Dis God se voorsiening. As hy ingestel is, dan gaan hy onmiddellik besef, hierdie is God se voorsiening. Wat gaan jy volgende maand gee? Ek gaan R100 gee. As jy by, daar's 'n beginsel rondom dit. Daar's 'n beginsel rondom dit. Nou kom die Here, nou sê hy, nou vra hy vir my en vir jou. En dit is waar die Here my mee konfronteer. Is ek op 'n plek waar ek glo in God se voorsiening? Ek wil vir jou vra vanoggend, is jy op 'n plek waar jy glo in God se voorsiening? Jy sien, as jy God nie kan dank in die min wat jy het nie, as jy nie die min wat jy het kan seën nie, Jesus het die min gevat by die seentjie, sy oë na die Vader opgeslaan, dit geseën en die Vader gedank vir 2 sardiens en 5 brode. As jy dit nie kan doen nie, sal jy hom ook nie dank wanneer jy oorvloed het nie. Iets wat ek beleef het, en ek veralgemeen baie, is dat mense wat min het, se hand baie oper is, as mense wat baie het. En mense wat min het, het altyd genoeg. En mense wat baie het nooit genoeg nie. Ek veralgemeen. Maar dis iets wat ek beleef. Miskien sit jy vanoggend hier en jy baie, en jy gee baie. Well done. Is maklik om R20 te gee. Is bietjie moeiliker om R1000 te gee. Is nog moeiliker om 20.000 te gee, en is nog moeiliker om 1 miljoen te gee, as ek dit so kan stel. Dis wat ek beleef. Nou kom Jesus, en hy wil vir ons sê, vanoggend, hy sê, hierdie verhaal het ek vasgemaak in al 4 die evangelies, en ek wil vir jou sê, dat plaas jou geloof in my, dat ek die een is wat sal voorsien, want my naam is Jehovah Jire, die een wat voorsien. Jy sien, daar's oor 28, 30 name van die Here. Die een is, die Here is my herder. Sy naam is Jehovah Shalom, die een wat vrede gee. Jy ken hom dalk as die een, as die Here my vrede. Maar jy ken hom nie dalk as die Here my voorsiener nie. Jy ken hom dalk as die Here wat genees, Jehovah Rapha. Maar jy ken hom nie as Jehovah Jire nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? Verstaan julle wat ek bedoel? Daar is soveel fasette van God se naam, en God se naam openbaar wie hy is. Hy is Jehovah Jire, die een wat voorsien. En ek dink ons leef in 'n tyd waarin ons die naam Jehovah Jire moet leer ken. En ons vertroue moet plaas in die een wat voorsien. In die een wat voorsien. In die een wat voorsien. Wat interessant is dat Jesus nooit vir die seentjie gevra het, gee vir my jou kos nie. Hy het ook nie na die seentjie toe gegaan, waar is hy kind nou? O, daar is hy daar agter. Hy stap na hom toe en hy vat sy kosblik nie. Luister hierso. Hierdie seentjie, sy maag het dalk gegrom, maar hy het dit gebring.
En die Here sê, bring dit vir my. Jy sit dalk hierso, jy is nie in hierdie gemeente. Waar is die 10de koeverte? Wanneer kom haal julle my 10de by my? Luister hierso. As Lewende Woord Lydenburg 'n 10de by jou kom haal, skiet die ou met jou 9-mal dood. Nêrens in daai Bybel staan daar, ons moet dit kom haal nie. Die Here sê, bring dit. Ek het eendag die opdrag gekry om na 'n man en vrou toe te gaan, om die laaste 6 maande se 10de koeverte te gaan haal. Toe ek daar kom, toe moes ek eintlik melk en suiker en koffie gevat het. Want daar was nie melk, suiker en koffie nie. Ons het water gedrink. En daai dag het ek gesweer, ek sal nooit geld by mense gaan haal nie. Die seentjie het dit wat hy gehad het gebring, want die Here sê, ek het 'n blymoedige gewer lief. Niemand is blymoedig as jy by hom geld op gunpoint gaan haal nie. Sorry, dis my opinie. Nowhere. As jy nie met blymoedigheid kan gee vir die werk van die Here nie, hou dit. Regtig. Ek wil vir jou vanoggend sê, die Here het nie jou geld nodig nie. Hy's nie agter jou geld aan nie. Die Here is agter jou hart aan. Want as hy jou hart het, het hy jou geld ook. Julle by? Jesus het gewag dat die seentjie dit vir hom bring. So, ek wil afsluit. Die Here sê, hy sê, ek is die brood van die lewe. En die brood van die lewe, het die dag toe jy Jesus as saligmaker aangeneem het die brood van die lewe in jou kom woon. Die Here het jou geroep as iemand om brood uit te deel. Hy sê, hy roep my en jou om brood uit te deel. Hy roep ons om brood uit te deel. Psalm 23, ons sê hom van graad 1 af op, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ons kan maar net by vers 1 stop. 'n ander vertaling sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 'n ander vertaling sê, ek ken die Here, hy voorsien altyd. Gaan lees bietjie Psalm 23 in 10 vertalings. Ons het nie eers vers 1 onder die knie nie. Dis hoekom ons hand nie oop is nie. En ek beklei nie vanoggend met julle nie, ek praat met myself. Dis 'n pad wat ons elkeen loop. Ek kom net agter in watter mate ek die Here regtig waar nie vertrou as die een wat voorsien nie. Vertrou ek die Here dat die Here sal voorsien? Ja, tot op 'n punt. Dis maklik om te sê die Here voorsien as jou vrieskas vol vleis is. Dis maklik om te sê die Here sal voorsien as jy geld in die bank het. Dis baie maklik. En die meeste van ons het hierso sit ons op daai punt. Hy sê, hy roep my en jou om brood uit te deel. Hy roep my en jou omdat ons die Vader ken. Omdat ons die Vader ken. Roep hy my en jou om die oplossing te wees vir elke probleem. Is jy honger? Is jou brood. Is jy dors? Is vir jou water. Is jy siek? Is vir jou genesing. Wat sê Jesus vir sy disippels? Hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Nou gaan lees jy die stuk verder, dan sê hy daarso, en toe daai brood vermeerder is, toe sê hulle, hy is die profeet, hierdie ou is 'n profeet, en omdat hulle die Ou Testament goed geken het, toe sê hulle, miskien is dit die profeet wat Jesaja van gepraat het. Miskien is dit die profeet wat Jesaja van gepraat het, want ons ken die Ou Testament uit ons kop. Hy sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek wil nie verder hierdie vraag vra oor wat sien jy as jy my sien nie. Vir jou vra ek glad nie, want my vrou is nie. Glad nie. Wat sien mense as hulle met jou in aanraking kom? Verstaan jy vanoggend, waar staan ek en jy in die konteks van Christendom, rondom vertroue, rondom wat mense sien, rondom wat mense beleef, rondom al hierdie goeders. En dan al wat ek kan sê is, Here, wees my genadig. I thought that I've arrived. I haven't departed yet. Ek het nog nie eens in rad gekom nie. Wat is die nalatenskap wat ek en jy nalat, wat God se naam verheerlik?
Wat is die nalatenskap wat ek en jy nalat? Ek wil hê jy met jou oë toemaak vanoggend. Jy sit hierso, jy's honger, jy's dors, jy het klere nodig, jou huwelik is op die rotse, jou besigheid is bankrot. Wat kan ons nog noem? Daar's nog baie dinge. Jy moet goeders doen en jou finances gaan jou nie help nie. En al wat jy het is miskien 2 sardiens. Jy het nie eens die 5 broodjies nie. En jy ag dit te gering om na die Here te kom. Luister hierso, ek wil vir jou iets anders sê. Jy ag jouself te gering om na die Here te kom. Jy ag jouself dat jy op die plek is waar jy dink God sien jou nie raak nie. God is nowhere. Die Here sê, now I'm here. En ek wil vir jou vra vanoggend om net jou oë te sluit en net soos die seentjie na Jesus te kom. Ons weet nie wat is sy naam nie, ons weet nie wie sy nie, ons weet nie wie sy ma en pa nie. Daar word nêrens meer van hom gepraat nie. Om net na Jesus te kom en vir hom te sê, weet jy wat? Ek wil vanoggend dit in u hand sit. My vertroue is in u, dat u dit sal vat en die wonderwerk sal doen. Heilige Gees, dankie vir die geleentheid om nader aan u te kom. Net so 'n minuut, praat jy met die Here. Vader, u het elke hart gehoor, elke gebed. U sien elke ding wat in u hand geplaas is. U is 'n wonderwerkende God. Vader, ek wil dit wat in u hand geplaas is deur elkeen, Here, wil ek seën en ek wil u dank daarvoor en by voorbaat vir u dankie sê vir die wonderwerk wat u gaan doen. Here, u sê ons het die geloof van 'n mosterdsaad nodig. Ek dink daai klein seentjie het feitelik geen geloof gehad dat dit wat hy gebied het, 2 visse en mense kon maal soveel as wat hulle wou gehad het nie, van daai 2 visse nie. En u het vermeerder. Dankie Here dat u ons nie wegstuur vanoggend slegter as wat ons by u aangekom het nie. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.